Shalom mooietjies, welkom by nog 'n storietyd saam met my, Juffrou Jolie. Waar ons vandag weer verder deur die Bybel reis. Maar wag, al my slimmetjies weet mos al. Kom ons sê eers gou vir Papa God ook baie welkom. Maak toe julle oogies. Papa God, baie welkom by nog 'n storietyd. Dankie vir u teenwoordigheid. Papa, dankie dat elke maatjie vir u spesiaal is. Amen. Mooietjies, vandag wil Juffrou Jolie julle vertel van 'n man met die naam Samson. Mooietjies, daar was 'n man met die naam Samson. God het vir Samson baie sterk gemaak, maar hy mag nooit sy hare gesny het nie. Samson sou die Israeliete verlos het van die Filistyne. Eendag was hy op pad na die Filistyne se gebied toe. Toe hy weer voor hom sien, toe storm daar 'n brullende leeu op hom af. Maar maatjies, hy was so sterk. Hy het daai leeu met sy kaal hande doodgemaak. Hy het in die gevegte met die Filistyne duisende Filistyne doodgemaak. Hy was verskriklik sterk. Samson raak toe verlief op 'n Filistynse vrou met die naam Delila. Die Filistynse leiers het vir Delila baie geld beloof as sy vir hulle kan vertel hoekom hy so sterk is. Maar elke keer het hy 'n ander storie vertel. Hy sê toe vir haar, as julle my vasbind met 7 vars lyne wat gedroog is, dan sal ek nie kan loskom nie. Maar maatjies, hulle het dit toe gedoen. Delila sê toe vir hom, Samson, die Filistyne is op ons. Hy breek toe al daai toue en hulle kon hom nie vang nie. Maar Delila, nes slegte vrou is, het gemaak of haar hart vreeslik seer was, omdat hy nie die waarheid gepraat het nie. Maar eintlik wou sy net daai geld gehad het wat hulle vir haar beloof het. Samson voel toe sleg en vertel vir haar presies dit wat Papa God gesê het, hy mag nooit vir iemand vertel nie. Delila, as mens my hare sny, dan is my krag weg. God het gesê, ek mag nooit my hare sny nie. Maatjies, en toe dit is presies wat sy doen. Sy sny al sy mooi lang hare af. Sy skree toe weer, Samson, die Filistyne is op ons. Hy spring toe op om homself te verdedig. Maar maatjies, toe sy glad nie meer sterk nie. Hulle gooi hom toe in die tronk. Hulle steek albei sy oë uit en maak van hom 'n slaaf. Eendag het die Filistyne 'n groot fees gehou om hulle god Dagon te aanbid. Maar julle weet hy is nie 'n regte God gewees nie, want hulle het nie in ons God geglo nie. Hulle bring toe vir Samson uit die tronk uit om met hom te spot. Intussen het Samson se hare weer gegroei. Samson vra toe vir die seun wat hom lei om hom asseblief te laat rus tussen 2 pilare. Samson bid en vra vir die Here om hom te vergewe en om asseblief weer sterk te maak. Papa God doen dit toe. Samson stoot die pilare van daai tempel om en duisende Filistyne gaan daai dag saam met Samson dood. Die les van die storie is, maatjies, ons moet ons vriende versigtig kies, want aan ons vriende word ons geken. So as jy maatjies is met maatjies wat lelik praat of lelike dinge doen, dan gaan ander mense dink jy's ook so. Onthou asseblief, Juffrou Jolie, Sonskyn, Daisy en Donkie wil graag by julle skool of julle kerk kom kuier. Baie Jesus liefde maatjies, tot volgende week waar ons verder deur die Bybel reis.